Hoe word jy 'n Israeliet? Jy trek na die land Israel toe en jy vul 'n papier in en jy word as nee, jy kan nie. In ons wêreld werk dit sodat mense heeltemal verward kan wees. Hoe word jy Israeliet? Jy is die nageslag van Jakob. Jy kan nie een word nie. Hoe hou jy op om 'n Israeliet te wees? Jy kan nie. Dis wat jy is. Dis soos om op te hou om jou pa se kind te wees. Jy kan nie. Jy kan glad nie van hom hou nie. Jy kan hom ontken. Jy kan hom verraai. Jy's as 'n kind bly. Hoekom? Geboorte het dit bepaal. Wie is die kinders van God? Geboorte bepaal dit. Word alle kinders gered? Nee. Dis die hartseer. Die meeste kinders van God gaan verlore. Jy word gebore, kind van God, 'n uitverkore voor die grondlegging van die aarde, nageslag van Jakob, 'n erfgenaam. Maar jy mis dit. Hoekom? Want hy in Jakob, wat hom bekeer van oortredinge, sal gered word. Hy maak hierdie pad vir sy kinders, maar slegs hulle wat weergebore word, sal erf. Jy word nie 'n kind van God nie. Jy is 'n kind van God. Jy is of 'n verlore kind van God, of jy is 'n verloste kind van God. Hoe word ek 'n Christen? Ek sê ek is 'n Christen. Dan is ek 'n Christen. Wat 'n belaglikheid. En die Romeins-Katoliek is 'n Christen, en die AGS is 'n Christen, en die Jehova-getuie is 'n Christen. Ja, tog, wat is 'n Christen? Jy wil net wat jy wil. Geloof wat jy wil. Hy noem jouself 'n Christen, jy is 'n Christen. Dit is so belaglik, maar hulle het die kommentaar en die ware gelowiges. Maar die waarheid bly die waarheid. En Yeshua kom en hy is die komende koning van Israel. En hy gaan sit op die troon van sy vader Dawid. En hy gaan regeer oor die huis van Israel tot in ewigheid. So die wat dit wil bevraagteken, gaan maar aan hom moet rekenskap gee. Hulle is verblind, maar hulle kies dit. Dit is gemaklik, dit is lekker. En dan is ek 'n vriend van die wêreld. Ek kry geen kommentaar en ek kry geen weerstand nie. Maar ek is 'n Christen. Wat is 'n Christen? Dit is 'n godsdienst. Dit is belaglik wat aan die gang is. Die waarheid word absoluut verkleineer en verneder. Ons is bevoorreg om te kan sien. Hy sê, as jy nie weergebore is nie, kan die koninkryk van God nie sien nie. Jy kan blind wees, jy sal die kerk kan sien. Maar jy sal nie die koninkryk van God kan sien nie, jy moet weergebore word. En as jy weergebore is, en hy openbaar sy gemeente, sy koninkryk aan jou, moet jy bereid wees om te kyk. Nie wegkyk en sê, ek wil dit nie sien nie. En as ons bereid is dit so mooi, dit is so wonderlik.